Amen. Dit is so 'n voorreg om vanoggend hier te kan wees. Ag, dankie Bram vir daai baie groot introduction. Nou is die tafel gedek hoor. Nou moet ek maar uithaal en wys. Maar julle, wat 'n ontsettende voorreg is dit om nie om vandag saam met julle te kan kuier nie, en ek staan hier in ontsettende groot humility. In 'n kamer vol mense wat baie van julle, baie van u wat al die pad gestap het en vooruit is. En om hier te kan kom en oor iets so kosbaar soos disippelskap en leierskap te kom deel, is net 'n absolute voorreg. Ek stuur baie groete van ons gemeentes af. Ek is deel van die Every Nation netwerk in die wêreld, met 'n hart vir disippelskap, hart vir die nasies, hart vir die volgende generasie. En dit is my so lekker om jong mense ook te sien hier tussen almal deur, want wat as ons nie die stafie kan oorgee aan die volgende generasie nie, waarvoor het ons dan vir so lank gewerk? En dankie dat julle daai ruimte ook skep. So ek stuur baie groete van hulle af, en dan ook baie groete van my eie klein nasie, die burger nasie. Ons is team burger daar by die huis, my vrou Isabella en my 3 kinders. Vanoggend ons hiernatoe ry, ek en my vriend Ilan wat hier so is, ry ons hierdie kant toe en my seentjie bel my en sê, het papa vir my cricket geboek vir vanmiddag. So soos julle ook nog lewens daar buite het, en in die normale lewe is, weet ek, jy's 'n pastoor of 'n pastoorsvrou of 'n bedieningsleier of 'n pastoorsman of 'n wat ook al jy is vandag hierso, wil ek eintlik vandag die grond vir ons almal kom level, deur een van die goed wat vir my die meeste beteken het, toe ek baie jare terug 'n fout gemaak het, en eintlik baie windgat was, en op 'n stadium gedink het, yes, maar ek gaan so baie kan doen, en kyk het wat 'n platform die Here vir my gegee, en ek's nou die singer ou, dankie vir daai woord, singerman, en ek's die singerman, en ek kan nou dit, en ek kan nou dat. En toe sê die ou wat met my 'n pad gestap het, en ek gaan nou 'n bietjie oor hom ook praat, Philip Pretorius, party van julle ken hom dalk, en het my lewe help verander. Sê hy vir my, remember, en ek wil dit vandag vir jou sê om mee te begin. You are never more than a disciple, but never less than a son and a daughter of God. Ek wil jou vandag vra om so 'n bietjie daai wiki af te haal van, yes, ek's 'n pastoor. Kyk die titel wat ek dra, kyk wat ek al bereik het in my bediening of in my lewe. Kom ons wees net almal vandag disippels van Jesus. Dis die hoogste posisie wat ons kan inneem. I'm just a disciple. But not just a disciple, I'm a son of the living God. I'm a daughter of the most high king. En daai posisie, tussen daai, ek noem dit die heilige tension, is waar ek vandag met julle wil gesels. So baie dankie aan Werner en die span wat my genooi het om vandag hier te kan wees. Ek staan nie vandag voor julle as 'n expert of die een wat know it all en be it all is nie, hoegenaamd nie. Ek kom in vrees en bewering met die woord van die Here na julle toe, en ek kom bid dat die Here iets sal kom sny, iets sal kom oopmaak in ons tyd saam. Julle het so 'n mooi tema van vermenigvuldig, van multiply. En of jy 'n bedieningsleier is, of jy in die musiekspanne is, of jy kinderkerk is, of jy in die jeug is, of jy dan 'n pastoor van 'n gemeente is, wat ook al, kom ons hê net daai mindset van I'm just a disciple. Ek's 'n volger van Jesus voor ek enigiets anders is. Okay. Dat ons met daai gesindheid vandag inkom, en ek het hierdie prentjie op wat ek sommer net beleef het vir julle toe ek vir julle gebid het, is dat die Here regtig 'n massiewe oes wil inbring deur hierdie netwerk. En dat sy hartklop, en ons nou oomblik gaan sien, vermenigvuldiging is. En dankie ook vir die leierskap wat hierdie visie voor julle sit van, daar moet meer wees, en daar is meer, as wat ons dalk miskien tans mee besig is. Maar met dit gesê wil ek jou eer en julle eer vir die werk wat julle doen in die koninkryk. Dankie. Ek imagine net hoeveel armer Suid-Afrika sou wees as julle nie gedoen het wat julle doen nie. En terwyl ek ook vir julle gebid het ek net beleef vir die Here, vir party van julle wat dalk wil opgee in die bediening. Ek was al daar.
Ek ken dit, ek weet hoe alleen plek dit is, ek weet hoe stikkend dit is, hoe alleen jy voel, wil ek vir jou vandag sê, moenie opgee nie, gee eerder oor. Moenie opgee nie, jy moet eerder oorgee. En oorgee beteken soms dat jy, as 'n pastoor na iemand toe moet gaan en sê, hoor jy, ek is besig om te sink. Dat jy na jou vriende en jou leierskap toe moet gaan, of jou gemeenteraad, of jou ouderlinge, hoe ook al die strukture lyk, of 'n vriend, of iemand hier, net sê, hoor jy, ek is op die einde, ek voel, ek is besig om regtig onder te gaan, asseblief moenie, vra eerder vir hulp. Ek was al daar, dis 'n baie hartseer en 'n baie alleen plek, en dalk het julle al daai teaching gehoor, ek kan nie hou so naam onthou nie, maar dead leader running. Moenie daai leier wees wat hardloop en voor jouself kry, struikel jy, val jy en jy bring 'n klomp ander mense saam met jou af as gevolg van sonde, of as gevolg van uitbranding, of as gevolg van ontrouheid, of wat ook al dit mag wees nie. Die vyand haat wat ons doen, hy haat wat jy doen. Ek wil net weer sê, hy haat almal in hierdie kamer. Ek is jammer, jy is nie geliefd deur almal in hierdie wêreld nie. Jy het 'n vyand wat jou haat, wat jou huwelik haat, wat jou kinders haat, wat haat wat jy doen, hy wil jou uithaal. En asseblief, vra eerder vir hulp, dit is oorgee ook. Ek voel net sommer sterk om dit vir julle te sê. OK, selfs as jy met my wil kom praat, of net saam kom bid op 'n stadium, is jy welkom. Maar julle is 'n netwerk, julle is vriende, hier is verhoudings. Asseblief, haal 'n bietjie daai pastoormasker af. Ek weet ons almal ken, julle weet wat ministry mode, julle almal weet dit, nie? Jy's gewoonlik op 'n Sondag in hom. Daai maskertjie kom op, ek is die pastoor, ek is die pasty, ek moet seker maak, alles is okay in die gemeente, en ons het hierdie fasades op, en veral as, soos Braam gesê het, ons 'n vertoning op 'n Sondag moet hou, en alles gaan oor my, en alles kom op my neer, dan is daar baie keer 'n ongoddelike masker wat ons dra. Hierdie is great geleentheid om 'n bietjie daai masker te laat gaan en te sê, asseblief help my. En daar's geen skande in dit nie. Daar's geen skande in dit nie. Ek was al 'n ontvanger daarvan, ek was al 'n gewer daarvan. Ons het mekaar nodig. Amen. Right, so ek gaan oor 3 goeters met julle primêr praat in ons sessies. Ek sal kyk hoe ver ek kom met wat ek al. 3 sessies wil ek praat oor 'n disippelskapkultuur, 'n leierskapkultuur en dan struikelblokke wat in die pad van vermenigvuldiging of groei kan staan wanneer ons kerke moet lei. Ons noem dit growth barriers. En mag ek net begin sê, hierdie is nie my teologie, my filosofie, my metodiek nie. Ek staan op die skouers hierso van reuse wat my vooruit gegaan het. Ek gaan 'n bietjie vir my eie storie ook deel. So in ons Every Nation familie, en as jy hoor ek praat van die naam, ek weet nie wat jou belewenisse dalk was nie. Jammer as jy slegte belewennisse van ons familie gehad het. Ons is maar ook net mense, soos julle ook maar net mense is. Maar ek bid dat jy miskien ook verby van daai struikelblokke sal kyk en sal oop wees. Want ek staan op die skouers van incredible leiers soos Philip Pretorius, soos Pastor Steve Marrell, ons internasionale leier ook, ouens wat hierdie leef. So dis nie my eie goeters hier nie, hoor. Ek het ook vir Werner hulle gesê, ek kan my eie stories kom deel, maar dit wat ek kom deel is ek staan op die skouers van ouens wat soveel jare vooruit is en die vrug dra om dit te kan wys. So as party van die goeters wat Engels is, ek jammer, ons is ook deel van 'n Every Nation Engelse familie, so ek het probeer om die goed so bietjie op te meng, maar ek weet gaan okay wees. As jy bang is vir die notas, ek het die PowerPoints, julle kan dit kry asseblief, julle kan dit aanstuur vir wie ook al wil, dat julle dit ook net weet. Alright. So ek wil jy moet gaan na die persoon langs jou toe draai en sê as jy die woord bakkie hoor, wat dink jy? Wat dink jy? Okay, bakkie. Al die windgat Toyota ouens skree tans uit. Ja, wie het uitgeskree? Al die Toyota ouens skree hulle name. Okay. Daar sê Ford, Bota, ja, hierso, wat sê julle? 'n Porsche. 'n pot. 'n Ford, ja, daar sê al die Ford ouens. Okay, hey, wat van 'n porseleinbakkie? Daar sê, of al die mammas daar agter, die bakkies waar die kinders moet skep.
Tupperware, ons het Tupperware hiervoor. Okay, so hier's my punt. Een woord, baie verskillende definisies. As ek die volgende woord vir jou opsit, wat is jou definisie? Seker vir die persoon langs jou, wat is disippelskap vir jou? Seker vir die ou langs jou, nie vir my uitskree nie man. Sê vir die persoon langs jou, wat is disippelskap vir jou? Sê. Ek dink as ons in die kamer sou rondloop en na verskillende definisies sal luister, sal ons net soveel verskillende antwoorde kry as wat ons oor 'n bakkie het, nee, en selfs nog meer. Wie van julle glo in disippelskap? Okay, gelukkig die meeste van julle, dan anders moet jy dalk nie hier wees nie. Alright. Ons glo in disippelskap. Ek onthou die heel eerste keer toe ek in 'n vergadering gesit het, ek het in Potchefstroom by Duet gemeente het ek bedien. En ek onthou in die gesprek het die woord disippelskap opgekom. En ek onthou nog so goed soos gister. Ek het so gesit en gedink, "O, dis baie interessant. Ek wonder wat dit is." Want iewers is ons veronderstel om dit te doen, maar baie van ons, selfs as pastore en leiers, weet nie waar om te begin nie. Wat is dit? Hoe doen ons dit? So voor ek vandag enigstens by metodiek wil uitkom, wil ek eers 'n paar stappies terugvat na filosofie en eintlik na teologie. Want jy sien, ons almal glo een of ander iets oor disippelskap. Die vraag is nie of ons in teologie glo nie. En teologie is mos maar, julle weet almal, die studie van wie God is, die theology of who God is. Ons almal het teologie, dis of goeie of slegte teologie. Ons het almal een of ander teologie oor disippelskap. Dis of goed, Bybels, Christus gesentreerd, Christocentric, of is dalk miskien 'n mensgemaakte ding wat ons oor jare aangeleer het in die kerkwêreld. En daarom mag ek jou dalk so 'n bietjie skud vandag, soos ek geskit is daardeur. Soos ek weet, die pad het ons bietjie met Dion hulle gestap het, bietjie geskit is daardeur en nou dalk 'n paar goedes vandag gaan skuif en dalk eers in jou hart dalk bietjie moeilik gaan val. Dit mag jou dalk selfs aanstoot gee en dan vra ek nou al by voorbaat om verskoning, maar ek doen ook nie. Want solank ons by die woord van die Here uitkom en hy ons teologie kan skud, sodat ons filosofie kan verander, sodat ons by metodologie kan uitkom, dan is ek gelukkig vandag en dan hoop ek dit beteken vir julle iets vandag. So, ek gaan 'n paar goeters oor my teologie en my verstaan van God se hart rondom disippelskap en rondom vermenigvuldiging eintlik met julle deel. So kyk saam met my, hier's 'n paar skrifte, ek gaan hulle so een vir een opgooi. Genesis 1 vers 28, let us make man in our image, according to our likeness, and then let them have dominion over, aka let them rule, laat hulle heers. Julle ken almal daai skrifgedeelte. God blessed them and said to them, be fruitful and what? Increase. Dit beteken multiply in number. Fill the earth, en daar sê weer, subdue it, reign over it. Nou begin God met Abraham 'n verbond te sluit. Wat sê hy? The Lord said to Abraham, 12 vers 1, leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you. Hoor nou hier, I will make you into a great nation and I will bless you. Dis met Abraham. En hy sê, and all the people on the earth will be blessed through you. Almal sê through you? Deur jou. Begin die prentjie te kry, dis nie net vir jou nie, maar dit is ook deur jou. Kom ons gaan aan met Isak, Genesis 26 vers 4. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky. I will give them all these lands, and through your offspring all nations on earth will be blessed. Sien die patroon? Covenant with Jacob, selfde ding. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north, to the south. All people on the earth will be blessed through you.
sien julle hoe God se hart vir vermenigvuldiging, al die nasies, sy verbond was altyd van die begin af, deur jou, Abraham, deur jou Jakob, deur jou Isak, deur jou pastoor, deur jou gemeente, deur Kimberley, deur Nabom Spruit, deur Pretoria, waar ook al julle is, ek wil deur julle iets kom doen, nie net in julle en vir julle nie. En dan hoor ons, Jesus se mission, Christ's mission, in Lukas 24, then he opened their minds so they could understand the scriptures. He told them that it's written, the Christ will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance and forgiveness of sins will be preached in his name to whom? All nations, alle nasies, beginning at the Jerusalem. So wat is hierdie covenant promise? Wat is hierdie wat die Here kom vestig het van die begin af? En ons praat oor teologie nou. To redeem a people from every nation. Glo jy dit regtig vandag? Onthou, good theology, bad theology. Glo jy dat God 'n hart vir die nasies het? Ek sê altyd, ek so klein bietjie geskroef, want ek is in 'n beweging met die naam Every Nation. So ons kan nie nasies voor ons oë hê nie. Maar hoe vinnig begin ons so te dink aan net ons, as for and no more, my gemeente, my mense, my, en dit is so, dit is ook vir dit. Maar hoor jy, God se hart is altyd nie net vir ons nie, maar deur ons. En tweedens, om sy koninkryk te kom vestig, to spread his dominion, his rule, van die begin af, julle moet multiply en julle moet subdue the earth. Multiply and subdue, multiply, subdue. En toe kom hy en hy sê vir die kerk, maar ek het vir julle ook 'n mission. Ek weet nie of julle hierdie kan onthou nie, but this is the Great Commission, not the Great Suggestion. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore what? Go. Almal sê go. Wanneer laas het julle gegaan? Of gaan julle net na die wat by jou in die kerk is? Jy sien, die hart van disipelskap, die teologie van disipelskap is altyd 'n gaan teologie. Therefore go, where? And make disciples, not converts. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I've commanded you. En dan hierdie amazing belofte, behold, I'm with you till the very end of the age. So wat is my teologie van disipelskap? Eerstens dat alle gesag behoort aan hom. All authority belongs to Jesus. So as jy enigstens met disipelskap betrokke is, soos ons nou gaan sien, dan is die woord wat hier gebruik word vir authority is die woord exousia. Die ander woord wat gebruik word in Handelinge 1 vers 8, all power, is die woord dynamos. 2 Griekse woorde vir die Griekse, almal ken dit heel moontlik hierso, vir dit, maar ons is baie keer so gefokus op die dynamos woord, en ek love die dynamos woord, en ek's mal oor die Heilige Gees, en ek kan nie sonder, jy kan nie disciples maak of witnesses wees sonder die Heilige Gees nie, maar baie keer is ons so gefokus op die dynamos krag, die oomblik, die meeting, die wonderlike dienste wat ons het, of daai uitreik geleentheid, en is great, die dynamos, maar exousia is 'n krag, as jy hom gaan bestudeer, wat baie sterker is as dynamos krag. Hy lyk nie aanvanklik so sterk nie, maar hy kring uit. It's the strongest form of power, the purest form of power, exousia. En die Here sê, daai exousia, that authority has been given to me. Therefore, now go and make disciples. Jy sien, ons is baie keer in die kerkwêreld so aangetrek tot die vinnige, tot die quick fix, tot die een oomblik. Ek kan nou vir jou sê, in my eie lewe, en ek's baie keer betrokke by hierdie oomblikke, 'n mighty man waar ek moet worship lei, 'n event, 'n crusade, dis great. Maar kan ek vir jou sê waar Retief Burger sy meeste van sy tyd spandeer? Is in exousia, in disipelskap. My kalender kan vir jou wys. Ek love die blessing oomblikke, but the building is what I'm after.
dit wat gaan hou. Nie net in my leeftyd nie, maar my kinders en my kinders se kinders en my kinders se kinders. It's a command, not an option. Dis hoekom ek sê, hierdie is the great commission, not the great suggestion. And then he sent them out to whom? The lost, not the church saved and the huddled up. Dink gou oomblik iets saam met my, vinnig, net teologies nou. Jy's een van die klomp wat saam met Christus staan op die berg, voor hy opgaan en hy gaan hierdie command nou gee. Hy's op pad hemel toe, dis sy laaste woorde, baie belangrik, as iemand laaste woorde uiter op hulle doodsbed, is dit seker nogal belangrik, nee. So, kom ons luister met ekstra ore na wat hy sê in die oomblik. En ek en jy staan daar, en hy sê, go and make disciples. Wat dink jy het hulle geïnterpreteer op daai oomblik? Gaan terug na Jerusalem, en gaan maak die Christene beter Christene? Net wat die skrif sê. Nee, go and make disciples of all nations. Hulle interpretasie, kan ek jou beloof, was gaan na verlore mense toe. Kan ek vandag vir jou vra, hoe lyk jou werksbeskrywing, jou job description as 'n pastoor? Ek dink soms dit sal verskil, myne, joune, van hoe Paulus sin byvoorbeeld gelyk het. Ons het dit baie kompleks gemaak. As jy Paulus se gevat het, sou evangelisasie en disipelskap in my opinie heel bo gestaan het. Go and do ministry. Ons is so vasgevang in soveel ander goeters, waar die kerk ons so besig hou, en veral die wat binne in die kerk is. En voor jy dink, vir my is disipelskap net buitentoe, nee, dis ook binne toe, jy gaan nou dit hoor, jy kan 'n oomblik wag. As daai eerste disipels gehoor het, dan kan ek sê, my teologie van disipelskap is, hy het hulle uitgestuur waarheen, na die verlorenes, nie primêr na die wat al in die kerk was nie, maar die verlorenes, en toe sien ons wat gebeur in Handelinge. En toe hulle vir 'n oomblik so bietjie net binne toe draai, en dis net hulle in Jerusalem, in die lekker kerk wat begin is tydens Pinkster, wat gebeur toe? Toe kom die diaspora, nee, toe kom die vervolging, toe word hulle geforseer om hierdie te doen. Laastens glo ek dat disipelskap is evangelism in action, with an effective follow-through plan of establishing, equipping, and then empowering them to go and do the same. Jy sien 'n paar E-woorde, ek gaan nou weer na dit toe terugkom. Okay. Hier's 'n paar ander goeters. Discipleship is unto Christ. Dis vir hom. Ek kan vir jou sê, ek sal nooit ooit sê iemand is my disipel nie. Nooit. Dis nie in my woordeskat nie. Ek sal nooit sê, o, die ouetjie is 'n disipel van my nie. Heng. Dis soos om die vriend van die bruidegom te wees en jy steel die bruid. Hoe baie doen ons dit nie in die kerk nie? We're only the friend of the bridegroom. It's his bride. Dis nie ons bruid nie. Discipleship is laying, en dis 'n belangrike ding, strong foundations, establishing people with permanency in Christ. Ons maak nie net babas nie. Weet julle wat is die hartseer ding in die kerkwêreld? Ek het 3 kinders. Dis die lekkerste fase, daai laaste dag toe ek die laaste doek geruil het. Jammer, ja, prys die Here. So jammer vir die wat nog in daai fase was. Maar weet julle wat is die ironie in die kerkwêreld? Babas, wat doen babas? Babas skree vir kos. Babas maak vuil. Babas soek aandag. Hulle soek jou tyd die heeltyd. Weet julle wat is die hardste ding in die kerkwêreld? Ons sit baie keer met hoeveel honderde babas reg voor ons. Dan skree hulle want die klank is te hard. Dan skree hulle want hulle die verkeerde liedjies gesing. Dan skree hulle want jy gee nie genoeg aandag of genoeg huisbesoek aan hulle nie. Ons sit met babas in die kerk that's never been brought to maturity because they've never ever been properly discipled. Maar imagine 'n kerk waar jy sit met generaals voor jou. People that's in the game. En hulle verwag nie net van jou om alles te doen nie. Mense wat actually Efesiërs 4 glo. Wat staan in Efesiërs 4? Die 5-voudige bediening.
is gegee om wat te doen? To equip the saints for the work of ministry. You know what we've done? We are doing all the work of ministry. En dan wonder ons hoekom ons uitbrand. Of dan wonder ons hoekom ons baie keer met die man of God syndroom sit. Die pastoor, ek is die man, ek is die vrou. Alles draai rondom my. As daar doop is, moet ek doop. Niemand anders mag doop, ek sê enigste wat mag doop. Hoekom? Hoekom het ons daai ding ingebring? Waar staan dit in die skrif? We need to equip the saints for the work of ministry. Maar ons sit met babas baie keer voor ons. En die Here sê no more. The harvest is ready out there. Daai prentjie wat ek gewys het. Julle hierdie netwerk moet kan vermenigvuldig. Maar dit gaan vandag van jou vat om dalk jou teologie te moet skuif. Om te sê, waar hou ek so vas aan my kerk en my mense en dis my, nee, dit is nie, jy's nie die vriend van die bruidegom. Dis sy kerk. Dis sy mense. Ekskuus as ek jou 'n bietjie skud. Ek probeer dit in soveel liefde te doen. Discipleship is obedience-based. As ons nie van mense verwag in disipelskap om gehoorsaam te wees nie, dan maak ons fariseërs groot. Who know the scripture, but we don't obey it. Jesus het gesê, go and make disciples. En toe het hy 2 ander fondasies gegee. Go and baptize them. Dis hoekom ek glo, een van die kernfondasies in disipelskap is om mense te doop. En dan die volgende ene is, teach them to what? Teach them to know everything I've commanded. Obey. Daarom, in my opinie, maturity is niks te doen met ouderdom nie. It's all got to do with obedience. Mature disciples kan 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar oud wees. En immature disciples kan 60, 70, 80 jaar oud wees. Just teach people to obey, not to know the scriptures. Hoe baie mense sit dalk in ons kerke en hulle het al gehoor, jy moet mense vergewe. Hoeveel preke moet jy nog oor vergifnis gee? Dan sit daai tannie en daai oom nog steeds met die bitterheid van self. Jy kan haar sommer Mara noem. Maar kom ek sit met tannie Mara so en ek vra vir haar in 'n disipelskap verhouding, oor wie moet jy vergewe? Sy kan nie weghardloop nie. Hierso. Vriende, die krag van die kerk lê aan die ander kant van hierdie kateder of van die pulpit. Discipleship is being faithful and fruitful. En dan gaan my nog baie oor vandag praat. Discipleship is relational. Dis alles verhoudings. Daarom ekskuus as jy nou genoem het, toe ek jou gevra het was disipelskap, dat disipelskap 'n 6 of 'n 8 weke kursus is om op te volg na 'n kamp. Nee, dit is nie 'n kursus nie. Disipelskap is 'n leefstyl. Jesus het vir ons kom wys hoe dit lyk. Dis 'n verhouding gebaseerde. Is daar dalk elemente van 'n kursus? Is daar dalk elemente van dit inbetrokke? Ja. Ek sal nou vir jou wys, maar onthou daar is metodologie. So wat is filosofie? Is 'n paar goed oor filosofie. So filosofie is wat? Ons neem dan wat ons oor God en sy woord glo, die teologie. Ons vertaal dit dan in kernwaardes en beginsels wat lei hoe ons daagliks leef en optree. So retief burger, retifikie, sensitifie, inisiatiefie, kreatiefie, wat ook al jy my wil noem. As jy my sal oopsny in my DNA en in my wese, my waardes is, ek wil verlore mense by Jesus uitbring en ek wil hulle aan die hand vat en hulle disipel om meer soos Jesus te word. Dit is my lewensfilosofie. Dis nie meer net iets wat ek glo nie, hy het nou oorgegaan na 'n filosofie wat letterlik my dagboek bepaal. Dan weet jy jou filosofie en jou teologie het geskuif, as jou dagboek in praktyk anders begin lyk. Ons kultuur word gevorm deur ons siening van God en sy woord en dryf ons dan ons gedrag wat uiteindelik ons kultuur begin vorm. En hoekom praat ek van 'n disipelskap kultuur, nie 'n disipelskap program nie? Want 'n disipelskap kultuur is as jy in die kerk instap, dan hoor jy nie die hele disipelskap. Dis mense wat dit doen sonder om te dink, dan weet jy het 'n kultuur gevorm. Julle almal het 'n sekere kultuur in julle kerk. Dalk is jou kultuur 'n Sondag gedrewe kultuur.
Dalk het jy 'n aanbiddingskultuur in jou kerk of 'n profetiese kultuur in jou kerk. Al daai goedes is wonderlik. Ek vir jou vandag eintlik net teruggeroep na wat ek glo die kerk in sy essensie moet wees, want dit was die laaste woorde van Jesus. Gaan en maak disippels. Wees 'n disippelskapkultuur en al daai ander goedes sal in elk geval deel wees van dit. So wat bedoel ek met 'n disippelskapkultuur in sy diepste essensie? Is die volgende. Dis 'n kultuur waar almal in jou kerk Jesus volg en weer ander mense leer om Jesus te volg. Dis eintlik so eenvoudig soos dit. Vele wat disippelskap is nie veronderstel om rocket science te wees nie. It's supposed to be simple, not easy. It's very messy, by the way. But it's supposed to be simple. Baie eenvoudig. My vrou is 'n handterapeut, sy werk nie vir die kerk nie. Sy is 'n arbeidsterapeut wat na hande gespesialiseer het. Sy sit daagliks voor 10, 20 pasiënte voor haar. Omdat sy 'n filosofie en 'n teologie van disippelskap het, is sy konstant besig om te kyk vir geleenthede waar sy mense kan disipel. Sy is nie voltyds in die bediening nie. Party van julle het dalk gesukkel om kinders te kry in jou lewe. Ons noem dit onnatuurlik. Daarom moet jy hulp kry, mediese intervensie, want iets is fout. Ons sit met 'n onvrugbaarheid issue in die kerk, wat veronderstel is om natuurlik te moet wees, waar Christene nog meer Christene maak. Mense wat die Here al vir jare dien, en nog nie een disipel gemaak het, of iemand na die Here toe gelei het nie. Dis onnatuurlik. Christians are supposed to make more Christians. Hoor julle wat ek sê? Dis eintlik eenvoudige teologie. Maar nee, ons het gaan sê, evangelisasie is net vir die super saints, of die evangeliste. Kan ek vir jou sê, ek is 'n pastoor van die vyfvoudige bediening, ek is nie 'n evangelis nie. Ek is nie 'n evangelis nie. Ek skrik my boude los as iemand vir my sê ons moet op die strate uitgaan. Ander van julle is mal daaroor. Maar verskoon dit my om 'n getuie van Jesus te wees en die evangelie te deel, hoegenaamd nie. Ons het so baie in die kerk gemaak van spesifieke callings. We have neglected the general calling. That everybody in your church that calls themselves a reborn Christian is supposed to be a disciple and a disciple maker. Kom ek praat met al die musikante hierso. Hier staan ek hier as 'n musikant. Ilan is ook 'n musikant. Die dag toe ek met Ilan pad begin stap en hom begin one-to-one, ek sal nou net iets daaroor sê, is my eerste challenge aan hom gewees, wanneer laas jy iemand na die Here toe gelei? En ek prys die Here dat hy nie gaan skuil het agter sy gawe om 'n musikant te wees en gesê het, nee, ekskuus, ek sing net. Ek sit agter die klankboks. Ek is nie die kinderkerkwerker, nee, jy's 'n disipel. En 'n disipel van Jesus maak nog meer disipels. Ons het baie verskonings in die kerkwêreld gaan uitdink hoekom ons nie hierdie wil doen en Jesus net eenvoudig wil gehoorsaam nie. Is daar evangeliste in die kerk? Ja, maar kom ons gaan terug na Efesiërs 4 toe. Wat moet die evangeliste doen? To equip the saints for the work of ministry. Ons moet die evangeliste gebruik. In plaas daarvan dat die evangelis elke keer sy crusade hou op die hoek van die straat en die mooi tent opslaan en dit's wonderlik, doen dit ook. Hoekom lei jy nie die mense op in die kerk om meer met vrymoedigheid die evangelie te kan deel nie? Laat die pastore oplei. Laat die teachers oplei. Hoor julle wat ek probeer sê? Daar's 'n algemene roeping wat ek glo vir elke wedergebore kind van die Here om wat te doen? Om Jesus te volg en ander mense te leer om Jesus te volg. So kom ons kom by metodologie uit. Wat bedoel ons dan met die metodologie? Dit word gesien in hoe ons praktiese plan het, uitvoer van ons teologie en ons filosofie. Maar ek kan nie vandag by metodologie kom as die Here nie dalk jou hart begin sny oor teologie en filosofie nie. En ek hoop hy doen dit. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek bid dat daar meer 'n hartsny sal wees as enigiets anders en dalk 'n oomblik van sondebelydenis en net sê Here, ons het hierdie gemis. Ek het hierdie gemis en omdat ek dit gemis het, het my kerk dit dalk gemis. En dis ongelukkig die gewig wat in hierdie kamer is. Want soos die leier, so die gemeente.
Baie mense probeer kitsoplossingsplanne, gereedskap of tools. Ons gebruik hierdie boekie. Dalk het jy al gehoor van ons the one-to-one boekie of 'n purple boekie of 'n dit of 'n dat of 'n victory weekend. Maar ons probeer dit te implementeer sonder om werklik te hersien wat ons regtig glo en waar ons oortuig is. En dan raak ons net verward en teleurgesteld en dan blameer ons gewoonlik oor daai tool werk nie of daai boekie of daai kursus. So dis hoekom ek eers daar begin het, okay? En ons beperkte tyd saam, ons kan seker 'n dag of 2 oor gesels het en diep ingegaan het, maar dankie vir die baie tyd dat ons kan probeer by diep goeders uitkom. So ek wil vir jou 'n definisie gee van disippelskap. Hier gaan ons, is julle reg? It's a biblically sound and theologically correct New Testament discipleship model strategically and intentionally attempts to create an organic, culturally relevant, self-replicating system of making disciples according to precise definition and measurable goals. Sterkte, baie sterkte, gemaak disippels. Okay, daai is regtig korrek, maar mens, dis moeilik. Hoe leer jy dit vir 10-jarige? In ons kerk het ons 10, 12-jariges wat disippels maak. Ek gaan nie dit vir hulle kan leer nie. Okay, so ek gaan vir jou 'n ander eenvoudiger manier uit die skrif uit leer hoe om disippels te maak. My storie is die volgende. Ek het nou genoem dat ek in 'n meeting gestaan het en ek het nie 'n klou gehad hoe lyk disippelskap nie, maar ek het toe my paai gekruis met Philip Pretorius, wat op daai stadium nog toe in Stellenbosch was, en ek het ouens my ouderdom gesien wat incredible sterk in die Here was. Ek het op baie stadium nog gesukkel met pornografie. Ek het op baie stadium nog gesukkel, en ek is in bediening. Ek het gesukkel met daai goeters, ek het gesukkel om 'n verhouding te hou. Ek kon nie 'n verhouding vir langer as 'n maand of 2 hou nie. Ek het gesing, maar ek het fondasie probleme gehad. Die krake, jy weet, 'n kraak in 'n muur wys nie, hy het polyfilla nodig nie. Wat wys 'n kraak in 'n muur? Daar's 'n fondasieprobleem. I had it. En ek het teruggegaan na my leiers toe en bless their souls, maar ek het vir hulle gevra, asseblief, disipel my. En hulle het my gekyk asof ek van 'n ander planeet af is. Hoe? Want hulle het nie geweet hoe nie, want ons nooit met hulle gedoen nie. Nou hoor my net, ek sê nie, die Heilige Gees is nie die hoofdisipelmaker nie, maar Jesus het met 12 ouens gestap vir 3 jaar. He made disciples, not converts. En ek het net iemand voorgesoek om te sê, stap net saam met my, vat my aan die hand. En toe deur die Here se genade het ek by Floyd McClung, die van julle wat dalk vir oorlede Floyd McClung geken het, hy het ons getrou ook, ek was vir 6 weke in Amerika, en ek het hom gesê, disipel my net, wys net vir my hoe lyk dit, en toe het ek by Philip uitgekom, en so het my pad begin werk, en deur die Here se genade is ek so diep gedisipel in fondasies in. Toe ons by hoofstuk 3 kom van ons one-to-one boekie, Lordship, toe skiet die Here my deur die knie. Toe besef ek het 'n bietjie heerskappy issues in my lewe. Because if he's not Lord of all, he's not Lord at all. En dit was nie in 'n diens met 'n preek en hoor my, dit moet ook daar wees. Ons het dit ook nodig. Maar waar het dit hier my gesny, toe hy so by my sit? En vir my sê, so Retief, wat se areas in jou lewe is die Here nie Here oor nie? En ek kon nie wegkom nie. Ek onthou in die begin toe ek moes vrykom van my pornografie addiction, dan bel ek letterlik oor die foon. Nou toer ek, nou moet ek gaan bedien by plekke, maar daar's baie versoekings. Nou moet ek bel en letterlik in my disipelskap verhouding sê, hoorie, ek's nou hierso. Môreoggend bel ek jou om seker te maak ek het nie geval nie. Dan doen ek dit. En so begin ek in oorwinning te stap. En ek begin close combat, daai 1-tot-1, daai ou wat jou swaard ophou, en hulle the forge wat daai swaard vir jou ophou, en toe disipelskap in my hart begin drop. En die volgende wat begin gebeur het, hy het vir my uitgedaag en sê, saam met wie gaan jy 'n pad stap? Toe begin ek hierdie ou na die Here toe te lei en ek begin met hom te stap en daai ou na die Here toe te stap. En dis 18 jaar later. My lewe het verander. Ek kan dit nie meer doen nie. Dis hoekom ek vandag ook nie alleen hier is nie. Iemand is hier want ek stap saam met hom 'n pad. That's just what we do. So wat wil ek voorstel uit Matteus 16 vers 18. Net om gaan nog een ding te sê. Jesus sê Matteus 18, jy's Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Almal sê ek. En die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.
Ek dink ons het dit verkeerd gekry. Ons dink ons moet die kerk bou. En daai gewig kan nie ek of jy dra nie. Wat moet ons doen? Ons moet disippels maak. Ons moet leiers oprig. Jesus sal sy kerk bou. Hy gaan sy kerk bou. Hy bou sy kerk. Elke keer wanneer ek uitgebrand raak, is wanneer ek dink ek moet die kerk bou. Hier is die fondasieskrif wat ek glo ons kan gebruik in disippelskap. Markus 1 vers 17 tot 18. Kom hier, kom saam met my. Ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. In Engels, and Jesus said, come follow me and I will make you become fishers of men. And immediately they left their nets and they followed him. Elke liewe disippelskap groep wat ek hardloop, of dit 'n one-to-one is met 'n individu en of dit is saam met 'n groep ouens, begin ek altyd by die skrifgedeelte. As die fondasie, en kom ek maak dit nou vir jou eenvoudig. Ek het gesê ek gaan vir jou disippelskap eenvoudig afbreek. Ek gaan vandag oor die 3 F's, die 4 E's en die 4 I's praat. Okay? Kan julle dit onthou? 3 F's, 4 E's en 4 I's. Die eerste 2, 3 F's. 3 F's en die 4 E's het alles te doen met disippelskap. Die 4 I's gaan ons bietjie later praat oor leierskap, 'n leierskapkultuur. So wat is die 3 F's? In daai een skrifgedeelte, follow Jesus, fish for people, and fellowship with other believers. Follow, fish, fellowship. Almal sê saam met my, follow, fish, fellowship. En ek het nou gesê dat disippelskap is verhoudings, discipleship is relationship. Die beste manier, en dit skryf Pastor Steve Marrell, wat jy kan enige van hulle sy goed is gaan kyk oor disippelskap en so online, dit is briljant. Hy is ook ons international president en hierdie ou leef hierdie hy sê the simplest but most profound way to define discipleship is to understand it in terms of relationship. Follow is verhouding met God. Fish, verhouding met non-believers daar buite. En fellowship with God's people. Kan julle sien hoe kom strategies ons nommer 2 gesit het waar nommer 2 is? Want daai is die moeilikste een om te doen. Ons love gewoonlik nommer 1 en 3. Ek sal Jesus volg en ek love dit om saam met sy mense te wees. Maar vriende, so moet begin met teologie van deur jou gaan ek die nasies seën. Nie net vir jou nie, maar deur jou, vir jou en deur jou. Ons kan nie net 'n holy huddle as for and no more maak nie. Dit moet uit. Dit moet uit. So, wat is disippelskap? Die eerste een, en ek gaan net double klik op al 3 daai F's vir 'n oomblik. Discipleship is a call to follow Jesus. Ek weet nie of jy al tyd spandeer het met regtig ongelowige wat geen Christen agtergrond het nie. Party van julle het definitief al. As jy nou na 'n moslim moet gaan of 'n totaal en alle ateïs wat niks van Jesus af weet nie en jy sê vir hom volg Jesus, gaan hy vir jou so aankyk. Waar is Jesus? Waar is hy? Hoe moet ek hom volg? Nee. So wat bedoel ons as ons sê volg Jesus? En hoe leer ons mense om Jesus te volg? Ek wil die volgende voorstel. To believe his words, to imitate his character, and to obey his commands. Dis tog prakties, nee. En waar leer ons dit? Uit die skrif uit. Dis hoekom jy kan nie disippelskap doen enigstens sonder die Heilige Gees en sonder die woord van God nie. Okay, dit is disippelskap 101, nee. Die woord van God word die fondasie van alles. To follow him. En wat bedoel ons met volg? En as ek hierdie lees, vergeet gou vir 'n oomblik van jou gemeentelede. Net jouself. Onthou ons het gesê ons is eers disippels. Hoe volg ek en jy Jesus? Elke liewe keer as ek hierdie volgende skrif lees, sê ek soos Here, maar wat van my? Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Wie sy lewe van homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Kan ek vir jou vra, as jy nou 'n screenshot moet vat
van die tipiese gemeentelid wat voor jou sit, kan jy dit oor hulle sê? Kan jy dit oor jouself sê? Weet julle wat is disippelskap in sy essensie? Ons is eintlik moordenaars. We are in the business of killing people. As jy nie in disippelskap iemand roep om te sterf nie, then we're not doing true biblical discipleship. En ek doen dit in liefde, maar ek doen dit onbeskaamd. Vriende, my grootste oomblikke was toe die waarheid gekom het en ek wou eintlik die ander persoon in die gesig geslaan het. Maar onthou, waarheid, truth, has got a capital letter. His name is Jesus, the truth. So wanneer ek waarheid in my lewe weerstaan, wat doen ek dan? I'm busy resisting Jesus in my life. So in disippelskap, weer eens, ons gee waarheid van die kansel af, ons gee waarheid in kursusse, maar daar's 'n waarheid wat deurkom wanneer ons mense 1 tot 1 waarheid bring, of 1 tot 'n klein groepie, en mens naby kan kom aan die waarheid, en mens roep mense om te kom sterf. Vir al die musikante hierso, musikante is 'n subspesie. Nee? Ja, amen broer, preek dit. Die insecurities wat deur musikante hardloop, is massief. Ek kan die hele sessie nie daar preek, dis hoekom ek myself sensitief kan noem. Ek was altyd sensitief gewees. Die insecurity moes uit my uitgedisipel geword het. Ek moes kom sterf het. Vir julle wat? Ons gee 1/3 of 1/2 van ons diens baie keer aan mense wat hier voor staan en jy het nie 'n klou wat eintlik hulle lewens aangaan nie. Jy het nie 'n klou of hulle dalk met hulle meisie slaap nie. Want ons is mal oor die gawe. En wat maak ons groot? Prostikante. Ons laat mense op die verhoog toe want hulle het hierdie great gawe soos 'n mooi prostituut. En daai musikant is eintlik besig om te dood te gaan binne hulle self, maar hulle het die gawe agter wat hulle wegkruip. Ek sing eerder van 'n backtrack en van 'n CD af, as dat ek iemand op die verhoog toelaat en ek nie 'n klou wat in hulle lewe aangaan, hulle is nooit gedisipel nie. Ons in ons kerk het 'n baie duidelike pad wat jy hoef te stap voor jy daar kan uitkom. Ouens kan dit noem, dis hoops. Nee, ek wil jou disipel, want jou siel is meer belangriker as jou gawe. Maar ons wil so goed lyk op 'n Sondag en in die band hê en dit lyk so lekker en ons sing so lekker, maar ek gee nie om wat daar aangaan nie. Ouens, daai ding kom deur van die verhoog af. As hulle in sonde leef, daai ding gaan deurkom in jou gemeente. Watch hom. Dis hoekom ons disipelskap nodig het. Wat is disipelskap ook? It's a call to fish for people. Disipelskap is 'n oproep om vir mense te vis. Ek wil 'n paar eenvoudige vrae vir jou net vra. Onthou, ons is nou almal net disippels hierso. Hoe lank is jy al 'n wedergebore kind van die Here? Sê dit gaan jou kop. Hoe lank dien jy al Jesus? Volgende vraag: het jy iemand na die Here persoonlik gelei, nie van die verhoog af nie? Nie op 'n Sondag met 'n altaarkol nie. Wanneer laas het jy persoonlik iemand na die Here toe gelei? Met daai vraag kan ek ingooi: bestaan jou wêreld net uit Christene? Julle, ons werk vir die kerk. Waar die dinges moet ons ongelowiges ontmoet, sê ons baie keer. As ons 'n private eye op Jesus sou gesit het, 'n private investigator, sou hy baie vinnig vir ons verslag kom gee het, hoeveel tyd Jesus spandeer het met verlorenes en tollenaars en sondaars. Julle, ons moet in 'n verlore wêreld kom. Hulle het altyd gepraat van die soutroetes. Onthou jy die salt routes? Jy het 'n soutroete wat jy elke dag, elke week op is. Dis dalk by die gym. Dis dalk by die spar. Jou kinders gaan aflaai by die skool. Langs die rugbyveld is daai pappa so vloek.
Verlore mense is oral om ons. Soek net jou soutroete. And start being the salt and the light. As 'n pastoor, as iemand in die bediening. En dan het jy in daai mense se lewens fondasies kom lê. As jy iemand na die Here toe gelei het jy hom net gelos? Of het jy gesê, Here, ek sal die persoon nie net los waar ek is nie. Ek sal met daai persoon 'n pad stap. Ek kan hulle nie net 'n babatjie los nie. I have to establish them in Christ. So dit wat ek vandag vir julle vra. Imagine almal in julle gemeente volg regtig Jesus en is besig om aktief uit te reik na verlore mense, to fish for people. Ek gaan weer eens sê, dit beteken nie julle almal is evangeliste nie, but we are all witnesses. En ons het dan 'n metodiek en 'n manier ons hulle oplei om dit te doen en ek sal daarby uitkom. Maar imagine net, ons kerk is vol van dit. In 'n oomblik gaan ek net vir Dion vra, voor ons afsluit vir 'n breek, om net 'n getuienis te kom gee hieroor. Maar ek wil hierdie skrifgedeelte by jou los. 2 skrifgedeeltes. Hoekom het Jesus gekom? Wat is die mission statement van Jesus se koms? Lukas 19 vers 10. The Son of Man came to seek and save what was lost. Ek het net nou gesê, wat is dit beteken om Jesus te volg? Om sy voorbeeld te volg. Soos hierdie sy voorbeeld was, vriende. Hoekom doen ons dit nie? As sy voorbeeld was to seek and save the lost, kom ons kom saam. En kom ons doen dit. Dion, sal jy vorentoe kom en sommer net deel daai ontbyt wat ons saam gehad het en 'n vraag wat vir jou gevra is en wat het verander in jou lewe van toe af? Retief. Dankie, Retief. Ja, dit eintlik begin met 'n verleentheid. Om die waarheid te sê, ek het Philip Pretorius, die senior pastoor van Every Nation, ontmoet toe ek 24 jaar oud was. Presiderende pastoor in Ficksburg. Hy was toe die tienerpastoor. Hy het intussen, ek weet nie hoeveel kerke geplant nie, maar ek dink dat Baie. Ja. Ja. En ek is nog net 'n pastoor van 'n gemeente gebly. En toe ek hom ontmoet in 2021, ek en Retief het bietjie gekuier, en hy nooi my toe een oggend na 'n lekker pastoor ontbyt in Pretoria. En ek dag daarop met 7 ander manne van God, en toe ek nog my stoel so uittrek om te gaan sit, vra Philip my voor die hele tafel, ek sê vir hom nog hallo, en Philip vra vir my so, hoeveel siele het jy hierdie jaar vir Jesus gewen? En ek was so exposed, en ek dog, wag, kom ek dodge die vraag, want ek wil nie die antwoord gee nie. Ek gaan eerder net vir hom sê, Philip, great om jou weer te sien, al hierdie jare na 1995. En hy sê vir my voor daai hele tafel, ek het vir jou gevra, hoeveel siele het jy hierdie jaar vir Jesus gewen? En ek wou hom nie antwoord nie. Die antwoord was 3. Dit was September 2021, 9 maande later in die jaar. Toe sê Philip vir my, nou glo jy in Matteus 28 vers 19? Ek sê, ja, natuurlik glo ek daarin. Wie van julle glo daarin? Kan ek gou sien? Wie van julle kan hom opsê? Wie van julle ken hom? Kan ek gou sien? Behalwe Roelof. Wie wil hom gou vir ons sê? En so vra Philip vir my voor die tafel, sê dit gou vir my. Ek sê, gaan dan heen, maak disippels, doop in die naam van Vader, sê Heilige Gees, leer op alles van onthou wat ek julle beveel het, en ek is met julle tot die einde van die dag. En Philip sê vir my, doe my 'n guns. Hy sê, glo jy dit? Ek sê, ja, glo dit. Hy sê, maar, doe my 'n guns. Hy sê, preek dit. Ek sê, ja, preek dit. Hy sê, maar, doen jy dit? Ek sê, Philip, wanneer ek kans kry, wanneer ek tyd het. Hy sê, doe my 'n guns, skeer asseblief hy vers uit jou Bybel uit. Dis voor die hele tafel. Ek sê, Philip, ek kan nie dit doen nie. Hy sê, maar jy preek wat jy nie glo nie, wat jy nie self doen nie. Hy sê, hoe kan jy dit preek nie, doen dit nie? En dan ek sê dit met 'n bariton stem, Philip het 'n vrees, hy praat so mooi soos Retief. Hy praat saggies en, jy weet, mooi. En ek sit daai dag daar, ek sê, Here, asseblief,
help my net uit hierdie oomblik uit. Ek het gedog het gaan 'n lekker ontbyt wees. It's very much in your face. En ek sê, nee, Philip, ek sal dit gaan doen. Hy sê, nee, okay, reg, dan sal jy dit gaan doen. Ons het lekker saam gekuier. Ek loop weg van daai ontbyttafel af. Ek huil verskriklik. Ek sê, Here, ek is so skuldig, ek het nie siele gewen vir Jesus nie. En dis waar ek die woorde onthou of gekry het, julle het die bal, jy die bal laat val. Ons vryf so ruggies. Ek sê, Here, wys my net iemand wat ek kan disipel vir. Daar's net een ou in Benoni wat met 'n spesifieke bakkie rondry, wat hom opgezoes het, soos wat hy die geld het om dit te kon doen. En toe ek in die parkeerarea kom, wie se bakkie staan daar? Daai ou. Ek sê, wat maak jy? Hy sê, nee, pastoor, wat maak jy? Ek sê, nee, moenie worry nie. Ek weet onmiddellik hoekom die Here jou vir my nou wys. Want hy dien nie Jesus nie. En die Here sê vir my, dis so maklik dit sal wees, dat jy by mense sal uitkom as jy intentioneel begin te leef. Ja. En jy sal dit kan wen vir Jesus. Oh, wow. Dankie. Ja, dankie. So, daar's 4 redes, en ek sluit net hiermee af, en dan gaan ons net een oomblik hê. 4 redes hoe ek dink ons gemeentelede, en as ons dalk hiermee sukkel, imagine net hoe sukkel jou gemeentelede mee. Hulle weet dalk ook nie hoe nie. So die eerste ding is, we simply don't know hoe om dit te doen. Ons weet nie hoe om verlore mense te bereik nie. Maar ek nou nog gesê, we believe it's not our gift. Dit is net nie my gawe nie, ek is net nie evangelis nie. Maar Handelinge 1 vers 8 sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, jy sal my getuies wees. So dis die Heilige Gees. En ons het nou net gelees, Jesus sê, come follow me and I will make you fishers of men. Wie se werk is dit om dit te maak? Jesus. Hy sal ons maak fishers of men. But if we're not fishing for people, maybe we should ask the question, have we really come and followed him? Hoorie, ek het gou net die skrif omgegooi. Come follow me and I will make you fishers of men. So if I'm not fishing, have I really come and followed? We fear rejection, wat ons almal vrees. Maar dis okay, ons het mos nou gesterf van onsself, nee, maar dis mos wat disipelskap. As ons hom volg, dan sterf ons dat ons vrees vir verwerping. En laastens, ons is net eenvoudig ongehoorsaam. So kan ek jou vra om af te sluit. As die Here iets, en my laaste ding is, daar's verskil tussen condemnation en conviction, julle weet dit. Die duiwel bring condemnation, die Heilige Gees begin bring conviction. Die duiwel condemn jou oor jou hele lewe en sê jy's 'n hele failure, hy gee vir jou geen oplossing nie. Die Heilige Gees wys vir jou een ding en hy vat jou na die kruis toe. In 'n stil gebed, net 'n eenvoudige gebed, daar hoef nie trane of groot goed te wees nie. Net sê, Here, ek het dalk die bal hier laat val soos Dion gesê het. Here, ek staan nie so en ek besef dis nie deel van my lewe nie. En dan vra jy Heilige Gees, wys vir my net een persoon wat nie in my kerk is nie. Hy's nie in my kerk nie, hy's nie in my kerk nie. Dalk by die skool, dalk by die gym, dalk by die slaghuis, dalk by net iemand wat hy nou op jou hart gaan druk. Skryf vir daai naam neer en sê, Here, wat kan ek begin doen? Dan begin jy net te bid. Bid net 'n gebed vir daai persoon nou. En dalk sê die Here, hy stuur 'n WhatsApp en sê, kan ons bietjie gaan koffie drink? Kan ons net 'n eenvoudige stap van gehoorsaamheid. Onthou, disipelskap is gehoorsaamheid. Dis al wat ek net vra vir nou. Stil gebed, oomblik van sondebelydenis en net 'n gebed, Here, gee my een naam. Dis al. Kom ons wag. Here, ons kom voor U en ons bely, Here, waar ons dit gemis het, wat U opdrag was en U hart is. En ek vra net, Here, gee vir ons 'n hart vir verlore mense. Gee vir ons 'n hart vir die wat nog nie deel is van die koninkryk nie, Here. Die wat verlore is, die wat stikkend is. Ons kies vandag om U weer te volg, to follow you, and we choose to fish for the lost, to fish for those who are not
yet following you. En Here, daai lost kan ook beteken mense wat dalk al vir U gekies het, maar totally lost is vir kingdom purpose, lost is in die koninkryk, wat nie in 'n kerk is nie, wat nie discipled is nie, wat nie established is nie. Here, gee vir ons 'n hart vir verlore mense. Help ons, Here, deur die Heilige Gees. Geen condemnation, just sweet, beautiful conviction, en verander ons, Here. U sien elke naam wat U nou net kom wys het vir ons. Hier's oor die 200 mense hier, so imagine 200 mense. En ek weet, Here, almal van hulle gaan nie noodwendig by U uitkom nie. Mense te keuse ook, maar ons kan uitreik. Ons kan net daai tree vat in gehoorsaamheid. Ons kan daai koffie gaan maak, daai oproep, daai SMS. Ons kan daai vraag gaan vra, hoorie, wat van jou saak met Jesus? En dan word ons getuies van U. Here, mag daar selfs vermenigvuldiging plaasvind. Voor ons oor kerkplanting en al die groot goedes praat, vermenigvuldig ons. Hierso, ons, vermenigvuldig hierdie kamer, deur die eenvoudige disippelskap. Amen. Ek het net 2 van die F's gedoen, ons gaan nou na die tyd die ander een doen, so hang aan, follow fish, ons gaan nou by fellowship uitkom. Dankie bro.